Hallo julle en baie welkom by vandag se klein groeples. Ons is besig met die tema beheervrate wat Gys vir ons gepreek het op die 11de Augustus. En ons gaan bietjie gesels vandag oor beheervrate. Ons gaan gesels oor verskillende eienskappe wat hulle het. As ook wat kan ons doen wanneer ons gekonfronteer word met 'n beheervraat? Maar wat ons oor moet saamstem is, niemand van ons hou daarvan om beheer te verloor oor enige situasie nie. Niemand nie, maak nie saak wat sy geslag jy is nie, maak nie saak wat sy kultuur jy is nie, maak nie saak wat sy volk jy is nie. Ons hou nie daarvan om beheer te verloor oor dinge wat vir ons belangrik is nie. Maar daar is party mense wat obsessief is oor beheer. Die Engelse gee die woordjie control freaks vir die mense wat so obsessief is oor beheer. Ons noem hulle beheervrate. Hulle is gewoonlik baie moeilik om lief te hê, of baie moeiliker om hulle lief te hê. Hulle is gewoonlik vol draadwerk en hulle lont is kort, en dit is regtig baie moeilik om in die samelewing te wees met iemand wat graag die heeltyd wil beheer en so obsessief is daaroor. Nou, is daar dalk sulke mense in jou lewe? Dit kan dalk 'n familielid wees, dit kan dalk jy weet, in jou gesin wees, dit kan dalk 'n huweliksmaat wees, 'n vriend, 'n skoonfamilie, ouers, dit kan dalk by die werk wees, of dit kan dalk self jy wees. Is iemand wat graag daarvan hou om beheer te neem oor mense en oor situasies. Nou, hoe weet ons as ons te doen het met iemand wat 'n beheervraat is? Hier's 'n paar eienskappe wat ons kan inlig oor of ons besig is met 'n beheervraat of nie. Heel eerstens is beheervrate is van nature bang vir slegte uitkomste. So, omdat hulle so bekommerd is oor 'n slegte uitkoms, wil hulle graag situasies en mense beheer sodat hulle 'n gewenste uitkoms kan kry. Hierdie mense is ook baie meer geneig om te fokus, of dit is makliker vir hulle om te fokus op die negatiewe dinge in plaas van die positiewe dinge. Dit is baie makliker vir hulle om te fokus daarop. Nog 'n eienskap is ook, hulle probeer mense verander. Of dit bewustelik of onbewustelik is, hulle probeer steeds mense verander. Want as hulle mense verander, dan kry hulle wat hulle wil hê. En natuurlik, dit veroorsaak baie konflik binne in verhoudings. 'n derde ene is, mense wat wil beheer, het gewoonlik hulle vinger in almal se bredies. Hulle weet alles, want as hulle alles weet, dan is dit makliker om die situasie so te manipuleer dat hulle kan kry wat hulle wil hê. 'n vierde ene is, hulle sukkel om te delegeer. En die rede hiervoor is omdat hulle niemand kan vertrou nie as gevolg van hulle obsessiewe beheersiekte, kan hulle niemand vertrou nie, en omdat hulle niemand kan vertrou nie, dan doen hulle dit self, want in elk geval, daar's niemand wat dit so goed kan doen soos ek nie. En dan laastens is, hulle het geen genade vir ander mense se foute nie, want hulle besef ander mense se foute het 'n effek op hulle kan dit nie beheer nie, dan sal daar nie genade wees nie, en gewoonlik is hulle baie aggressief ook in sulke situasies. So, hierdie eienskappe van beheervrate sit onnodige druk op verhoudings, wat die lewe swaar en onnodig maak. Nou, boonop dit gebruik beheervrate twee wapens om 'n situasie of iemand te manipuleer sodat hulle beheer het oor die saak. En hierdie twee wapens is as volg. Eerstens is dreigemente. Hulle sal dinge sê soos, as jy dit durf, sal jy spyt wees. Jy moet net dink om dit te doen, en dan gaan jy die nagevolge kry. You will taste my wrath, is amper hoe hulle daarna sal kyk. Of as jy nie doen wat ek sê nie, sal daar nagevolge wees. So daar's hierdie vrees wat hulle jou injaag, sodat jy bang is om 'n fout te maak, dan doen jy maar liewers wat hulle sê, sodat hulle gelukkig is. Of die ander wapen wat hulle gebruik is, hulle speel op jou gevoel. Hulle sal sê soos,
ek het gedog ons is goeie vriende, of ek het gedink ek kan op jou staat maak. Dit lyk my, ek was verkeerd geweest. Dis soos 'n passive aggressive. Hulle maak asof hulle jou probeer goedgunstig wees, of hulle het meer van jou gedink as wat jy eintlik voorkom om te wees. En dan maak hulle jou skuldig voel, sodat jy nou amper sal opmaak met hulle deur om hulle wil te volg en hulle onder hulle beheer te val. Maar die vraag is, wat moet ek en jy doen met mense wat ons wil beheer? Hoe benader ons daardie tipe mense? Nou, die lekker ding is, Jesus het ook te doen gehad met sulke mense toe hy op aarde was, en ons kan dan nou Jesus se reaksie op hierdie tipe mense bestudeer, sodat ons ook daarin kan groei. Want natuurlik, Jesus is die naaste, of is die beeld van God in sy perfekte vorm, en as gevolg van dit kan ons leer van hom oor hoe om dit te doen. Maar vir ons om konteks te verstaan, kom ons lees Matteus 16 vanaf vers 21. Van toe af het Jesus dit vir sy disippels duidelik begin stel, dat hy Jerusalem toe moet gaan, en baie moet ly onder die familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes, en dat hy doodgemaak moet word, en die derde dag uit die dood opgewek moet word. In hierdie gedeelte kondig Jesus vir die heel eerste keer sy komende dood aan. Hierdie is Jesus, die seun van God, en hy verduidelik aan sy disippels God se wil en hoe dit gaan uitspeel. Nou en gedagte dat Jesus so pas 3 jaar saam met sy disippels geloop het en saam met hulle gewerk het en spandeer het, en om hierdie nuus te hoor dat hierdie persoon wat jy volg doodgemaak gaan word, is nie regtig 'n goeie nuus nie, en dit kan vrees genereer oor die toekoms, en dit kan ook hartseer genereer oor die feit dat hulle Jesus gaan verloor. So natuurlik was die gevoelens wat die disippels gehad het in hierdie oomblik dalk sensitief, en op grond daarvan het Petrus 'n sekere manier gereageer, en hy het gesê in Matteus 16 vers 22, Petrus het hom toe op sy geneem en hom begin berispe. Mag God dit verhoed, Here, dit sal beslis nie met u gebeur nie. Nou, die ding is, ou Petrus was 'n baie impulsiewe persoon, en soos wat ons kan sien hierso, hy vat Jesus, die redder van die aarde en van die mens, hy vat hom een kant en hy sê vir hom, luister jy nou hier vir my. Dit is, vir my in my gedagtes is dit soos 'n kind wat vir sy pa sê, jy moet nou vir my luister, jy het dit verkeerd, nee? En arme Petrus kom hierso en hy berispe vir Jesus, en hy wil duidelik beheer neem oor hierdie situasie. Hy wil beheer neem oor dit wat Jesus nou gesê het. Hy vat Jesus een kant toe, spreek hom ernstig aan, en jy weet, Petrus kon verskeie redes hê oor hoekom hy die situasie wou beheer. Dit is dalk 'n gevoel wat hy gehad het, 'n vrees wat hy gehad het, maar ongeag sy gevoel, jy weet, die feit dat hy het probeer beheer was verkeerd. En soveel mense het verskeie redes oor hoekom hulle graag beheer wil neem oor iemand of 'n sekere situasie. Maar soos Petrus kan ons nie 'n situasie probeer beheer nie. En ons gaan nou 'n bietjie later leer hoekom Petrus se begeerte om te beheer een van die slegste keuses was wat hy gemaak het. Maar op grond van dit, in hierdie geleentheid reageer Jesus in 'n manier wat ons as Christene kan help wanneer ons ook in dieselfde situasie gevind word. Wanneer ons iemand in ons lewens het wat ons wil beheer, soos Petrus Jesus probeer beheer het, kan ons reageer soos Jesus gereageer het. Maar hoe het Jesus gereageer? Wat moet ek en jy doen as mense ons wil beheer? Die heel eerste ene is, weet wat is jou roeping. Nou ek weet, dit klink dalk vreemd vir jou, maar byt vas, jy gaan verstaan. Elke mens is geskep met 'n doel. Daar is 4 wette, geestelike wette, soos wat gravitasiekrag 'n wet is. Ons kan dit nie verander nie. As ek iets in my hand het en ek laat val dit, die wet is, dit gaan na die grond toe gaan. Ons kan nie dit verander, dis natuurlike wette. Maar nou soos daar natuurlike wette is daar geestelike wette. Die 4 geestelike wette, 1,
God is liefdevol en hy het 'n doel met jou lewe. Jy kan dit nie verander nie, dis die waarheid. Die tweede wet is, jy is sondig en dit skei jou van God se liefde. Jy kan dit ook nie verander nie, jy het nie die vermoë om dit te verander nie. Die derde wet is, Jesus het gekom, hy het dood gegaan en die verhouding tussen jou en God versoen. Jy kan ook niks daaraan doen nie. Maar die vierde wet is, jy moet dit ontvang, jy moet dit glo. En as jy nie glo nie, sal jy nie die ewige lewe hê nie, sê die woord vir ons. So, hierdie 4 wette, die eerste ene wil ek op fokus, en dit is, God is liefdevol, en hy het 'n doel met jou lewe. En wat ek en jy moet verstaan in hierdie eerste stukkie is, God het 'n doel met elkeen van ons lewens. Daar's 'n rede hoekom jy bestaan, want God het vooraf besluit om jou te skep vir 'n spesifieke doel. Jou lewe is nie 'n toeval nie. God het 'n plan met jou lewe. Maar net so het God 'n plan gehad met Jesus se lewe. En Jesus was deeglik bewus van sy roeping. En dit het hom gehelp om teen Petrus die regte manier te reageer. Maar kom ons kyk net gou, wat was Jesus se roeping gewees op aarde? Ek lees vir ons hierso in Lukas 19 vers 10 en dit sê, die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Jesus weet presies wat sy roeping is. Hy weet, ek het gekom om te soek en te red. En hoe gaan dit gebeur? Al kos dit my om dood te gaan. Maar nou kom Petrus en hy sê vir Jesus, nee, jy mag nie doodgaan nie. Min weet Petrus dat die hele doel hoekom Jesus hier is sodat hy kan doodgaan vir my en vir jou sondes. Gelukkig weet Jesus wat sy roeping is en daarop kan hy dan goed reageer. Ons probleem is dat soms haal ons oë van God se plan vir ons lewens en dan wil ons die heeltyd mense gelukkig hou. Dit is seker een van die grootste siektes wat ons as mense het, is om mense gelukkig te hou. Spreuke 29 waarsku ons hierso teen en ek lees vir ons in vers 25, as jy vir mense bang is, kan jy in 'n struik beland. Maar as jy jou vertroue in die Here stel, is jy veilig. Die Message vertaling sê, the fear of human opinion disables. Trusting in God protects you from that. Hoor wat sê daai laaste ene, om mense gelukkig te hou, om mense se opinies as te ag as hoër as God se, disable jou, dit verlam jou. En ek het al soveel mense wat in mismoedige situasies is, omdat hulle die hele tyd mense probeer gelukkig hou. Mense het agtergekom, hulle doen dit en dan beheer hulle daardie tipe mense. Nou, wanneer mense jou probeer beheer, maar dit is in kontras van jou roeping, kan jy terugstaan. As jy weet, hierdie is hoekom ek op aarde is, hierdie is wat jy wil hê ek moet doen, sorry. Dis dieselfde soos by die werksplek. Mense gaan probeer hulle werk delegeer aan jou, maar jy het 'n sekere beskrywing van wat jou werk is. En as mense na jou toe kom en sê, luister, ag, sal jy nie dit vir my doen nie. Jy kan terugstaan en sê, sorry, dit is nie deel van my werk nie. Ja, ons Afrikaners doen dit nie. Ons wil graag help, maar dan help ons so baie, dat ons nie eens ons eie werk doen nie. So ons moet goeie grense hê, en dit is ook belangrik. Maar wat gebeur is as ek weet wat my roeping is in lewe, en iemand wil my beheer, en ek sien hierdie twee is in kontras met mekaar, kan ek terugstaan en sê, sorry, ek gaan nie toelaat nie, ek gaan dit nie doen nie, maak nie saak hoe graag jy wil hê, ek moet dit doen nie, ek gaan dit nie doen nie. Jy hoef nie te bekommer ook oor hulle gevoelens nie, want jy is gefokus op God se plan vir jou lewe, en nie oor hulle selfsugtige planne vir jou nie. 'n volgende ding wat ons moet doen, wanneer ons met mense wat ons wil beheer, gekonfronteer word, is trek 'n lyn in die sand. Jy het soms nodig om te sê, nou is genoeg. Ek gaan nie langer toelaat nie, ek gaan nie langer toelaat dat jy my manipuleer, of my probeer beheer nie. Jesus het dieselfde gedoen met Petrus in hierdie geval. Ek lees vir ons hierso in Matteus 16 vers 23. Hy sê, maar Jesus het na Petrus toe gedraai en vir hom gesê, moenie in my pad staan nie, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok,
Want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê. In hierdie stukkie sien ons iets baie belangrik. Dis uiters belangrik vir ons om soos Jesus grense te stel. Jesus maak dit baie duidelik aan Petrus wat hy gaan toelaat en wat hy nie gaan toelaat nie. Hy sê vir hom, kom agter my uit, Satan, jy is vir my 'n struikelblok. Nou, ons moet nie net rondloop en vir almal gaan vertel van, jy weet, hulle is Satan en nie, maar wat belangrik is dat Jesus kom en hy stel 'n grens op en hy sê, luister hierso, ek gaan nie toelaat dat jy my verder beheer nie. Ons moet ook so in 'n gesonde manier grense sagmoedig opstel, duidelik maak om die mense te vertel, luister hier tot hier toe en nie verder nie. Want as ons nie grense stel nie, staan ons prooi om slagoffer te wees vir enige iemand wat ons graag wil beheer. So, wat het ons geleer? Ons het geleer, 1, is dat ons moet weet, wat is ons roeping? En as enigiets in kontras met dit is, kan ons terugstaan. 2 is, soms moet ons grense opstel. Want as ons nie grense opstel nie, dan staan ons prooi daarvoor. Met dit in gedagte, kom ons beweeg in die vrae in. Julle moet dan 'n lekker dag verder hê. Tot volgende keer. Totsiens.